Die wat op die Here vertrou, is so Sionsberg wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Soos wat die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd. Geliefdes, genade, barmhartigheid, liefde en vrede vir u, van God die Vader, Jesus Christus die Here, deur die nabye werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing gemeente vanoggend vanuit die Filippense brief. Filippense hoofstuk 1 lees ons vers 9 tot en met vers 11. Filippense hoofstuk 1 vers 9 tot 11, die brief van die apostel Paulus in die Nuwe Testament. Kom ons luister na die woord van die Here. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. En deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Hier eindig die skriflesing. Daar staan in die woord, 'n mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. Kom laat ons saam bid. Here, dankie dat ons u in vertroue altyd, o Here, op u woord kan neem. Dat ons in hierdie verhouding met u, Heer, skaam is vir dae van twyfel. Skaam is vir dae van klein geloof en ongeloof. Skaam is vir dae van besluite geneem, lynreg teen u wil en u woord. Maar aan die ander kant van hierdie verhouding, u troue sorg, u troue liefde, u barmhartigheid, u grootste genade. Want telkens, Heer, steek u hand uit na ons en tel u ons op, verkoop u ons, herinner u ons daaraan dat ons aan u behoort. Vader, vir die wonder van u in ons lewens, loof ons u en prys ons u. Die gawe van geloof, wat die kosbaarste is, wat aan ons behoort, wat u aan ons gegee het. O Here, dis te wonderlik om werklik waar deur te sien, te wonderlik om werklik waar ten volle te begryp. Ons behoort aan u. Ons lewe is gemaak, ons toekoms is gewis. Maak nie saak hoe troebel die tyd, hoe moeilik die situasie, hoe styl die opdraand. U trou staan vas. Vir hierdie dinge, Heer, om u so te ken, loof en prys ons u, want u is ons fondasie. U is ons rots. U is die een waarop ons stewig en vas staan en kan vertrou. Hierdie wonderwerk ken die wêreldse mense nie. Maar Here, u is ons bron van krag. En daarom loof ons u, want u is goed vir ons. Laat ons deur alles wat op ons pad kom, en telkens ook, o Heer, wanneer ons met u woord te maak het, laat ons deur hierdie dinge nader aan u groei. Dat ons, o God, al meer die keuse sal maak vir u, en al minder die keuse sal maak vir die wêreldse dinge. U is met ons op pad. Maak ons oë oop om hierdie dinge te kan sien. Maak ons oë oop om te weet dat die raadsplan van die heilige almagtige God
besig is om vinnig in plek te kom. Hou ons styf vas en berei ons voor. En as ons hier saam is in die tempelwoning, Here, verkoop ons, streel ons weer met die gawe van u woord. Vul ons, sodat ons weer ook, o Heer, 'n week kan aanpak daar buite, as gelowiges wat leef vanuit die evangelie, wat bestaan vanuit die woord, wat asemhaal tot eer en verheerliking van ons Skepper. Kom dan so na ons toe, Here, en dra ons, sodat hierdie dinge vir ons 'n werklikheid sal wees. Amen. Liewe broers en susters, die Filippense brief, soos wat ons gehoor het in die aankondiging van die skriflesing, is deur die apostel Paulus destyds geskryf. Hierdie Filippense gemeente het vir Paulus baie na aan die hart gelê. Dit staan ook so in die brief geskryf. Paulus was dan ook die stigter van hierdie gemeente met sy tweede sendingreis destyds. Hierdie was die heel eerste gemeente wat in Europa tot stand gekom het. Paulus skryf van hierdie gemeente en hy getuig dat hulle van die begin af saamgewerk het in die verkondiging van die evangelie. Hy skryf aan hulle dat hy na hulle verlang met die liefde van Christus Jesus en ook dat hy vir hulle aanhou bid. Hoewel hierdie 'n baie besondere gemeente was dit ook maar beslis nie 'n volmaakte gemeente nie. Ons lees in die brief dat baie van hierdie gemeentelede destyds daar in Filippi nie in die geloof volhard het nie. Hulle het in hulle geloofslewe verslap. Hulle het in hulle dienswerk vir die Here uitgesak. En die groot ding daar agter was die feit dat hulle die wêreldse dinge, die uiterlike dinge, hoër en belangriker geag het as die Here se dinge. En dit het ook daartoe aanleiding gegee dat hulle gedink het partymal hulle is beter as ander. En dit het ook weer daartoe aanleiding gegee dat daar onderlinge verdeeldheid was. Hulle het nie saam as 'n eensgesinde gemeente die kerk se werk verrig nie. En nou skryf Paulus aan hulle, ek bid vir julle. Ek bid vir julle dat julle in liefde sal toeneem. Die Griekse woordjie hier vir liefde is agape. Dis ware liefde. Dis God se liefde. Dis die liefde soos wat ons dit uitgebeeld sien in God wat ons so liefhet dat hy sy seun aan hierdie wêreld gee. Dis die liefde wat ons uitgebeeld sien in sy seun wat sy lewe vir ons gee. Dis die liefde van 1 Korintiërs 13, die heel grootste, die liefde. Hierdie is God se liefde. En dis ook die liefde van die groot gebod wat in ons moet wees. Jy moet die Here jou God lief hê en ook jou naaste soos jouself. Hy bid dat hulle in liefde sal toeneem en dat hulle dus so nader aan die Here sal groei. Dat hulle dus groter in God sal groei om waarlik gemeente tot eer van die Here dan nou te kan wees. En dan sal dit daartoe aanleiding gee dat hulle al groter begrip en fyn aanvoeling sal hê om te kan onderskei waarop dit werklik aankom. As hulle liefde meer word, die ware liefde, sal hulle groter begrip hê om te kan onderskei waarop dit werklik aankom. Hulle aanvoeling vir hierdie dinge sal verdiep. Ware liefde, die naby verhouding met God, maak dat 'n mens onverblind kan onderskei wat werklik saak maak en wat nie. Wat werklik belangrik is en wat
nie. Ook maar mense daar in Filippi. Hulle eersug en hulle selfsug was 'n belemmering vir hulle. En daarom kon hulle nie volhard in hulle diens tot die Here nie. Hulle het aan hulle self gedink. Die wêreldse dinge het hulle besig gehou. Die uiterlike dinge was te belangrik. En daarom was daar nie 'n eensgesinde samewerkende gemeente altyd daar in Filippi teenwoordig nie. Hulle het nie altyd besef wat is belangrik en wat is onbelangrik nie. Hulle het nie altyd besef wat is goed en wat is sleg, wat is reg en wat is verkeerd, wat's belangrik en wat's onbenullig nie. Paulus sê hy bid vir hulle. Kyk ons na vandag se lewe, dan wonder 'n mens hoeveel dinge het sedert die tyd van Filippi werklik verander. Sekerlik nie baie nie. Miskien het dit in ons tyd, dink ek, dalk net nog erger geword. Dalk nog vererger in die sin dat nog meer mense ongelukkig hierdie pad kies. 'n Verwarde wêreld met verwronge idees, snaakse standaarde. Ons meet onsself en mekaar aan die uiterlike dinge. Ons meet onsself en mekaar aan die materiële dinge. Net soos destyds daar in Filippi. Ryk, maar arm. Ja, soos in Filippi is daar ongelukkig by baie kerkmense vandag nog steeds dieselfde onvermoë om werklik te kan onderskei en om werklik te kan sien waarop dit werklik aankom. Daarom is die trek van die kerk se wa nie altyd saam nie. En daarom is die eensgesindheid ook nie altyd teenwoordig nie. Hoekom nie? Daardie onderskeidingsvermoë. Daardie gebrek aan fyn aanvoeling en begrip om werklik te kan sien wat is kosbaar en wat nie. Wat is belangrik en wat nie. Hulle kan nie sien nie. Verblind deur die sisteem. Hulle mis die punt. Hulle mis hierdie wonderlikste liefde. Hulle mis die lewe. Hulle mis die totale heerlikheid van God. Daar word vertel van 'n klomp jong werkendes wat na universiteit by hulle ou professor gaan kuier het. Nie lank nie het die gesprek gehandel oor hulle eie frustrasies en al hulle klagtes oor hulle werk en die dinge wat by die huis verkeerd gaan. Die ou professor het hulle uitgeluister. Toe bied hy aan om vir hulle te gaan koffie maak. Hy het uit die kombuis uitgekom met 'n baie groot skinkbord, met 'n koffiepot reg in die middel, en met verskeie koppies te kies en te keer. Van baie duursaam tot byna niks werd. Ja, van kristal, porselein, glas, plastiek tot polistireen. Die skinkbord neergesit en sy oudstudente genooi om vir hulle te help aan die koffie. Nadat die studente hulle koffie in hulle bekers wat hulle gekies het, geskink het en rustig sit, het die ou professor begin praat. En vir hulle gesê, ek het gesien dat julle vir julleself die duurste en die mooiste koppies gekies het. Dis ook goed so. Dis reg dat 'n mens vir jouself die beste wil kies. Maar onthou, dis juis daar waar die stres en die frustrasie inkom. Dis juis daar waar jy moet brand om dit by te hou. Toe julle hier gekom het, sê hy vir hulle, wou julle net koffie hê. Maar toe ek uitkom met die skinkbord vol verskillende koppies, het ek julle dopgehou. Julle het vir julleself die beste gekies en ek het ook gesien, julle kyk na mekaar se koppies. Julle vergelyk julle koppies met die van ander. Die koppie gee nie
as sulks waarde aan die koffie nie. Daardie koppie op sigself het nie iets met die koffie te doen nie. Inteendeel, baie keer vra dit van jou stres om dit te bekom en trek dit jou aandag buitendien van die smaaklike koffie af, het hy vir hulle gesê. Hy het vir hulle gesê, dis dalk die laaste keer wat ek met julle praat. Ek is 'n ou man, maar hoor my uit vandag as ek dit vir julle sê. Die lewe is die koffie. En julle beroepe, julle huise, julle motors, julle geld, julle toekomsbewussyn oor hoe julle die leer wil klim in hierdie wêreld, dit is die koppies. Dis nie soseer die belangrikste nie. Daardie soort koppie wat jy gebruik, bepaal nie werklik die kwaliteit van die koffie nie. Nee, inteendeel, om daardie baie mooi duursame koppie te wil hê, sit die addisionele stres, die addisionele frustrasie op jou en jou lewe. Julle moet onthou, dis God wat die koffie maak. Dis hy wat die lewe gee. Jy skep vir jou die koppie. Daarom moet jy seker maak dat jy nie die punt mis om te konsentreer op die koppie en nooit jou koffie te geniet nie. Drink jou koffie met vreugde en laat staan die stryd vir die koppie. Ek bid dat julle in liefde sal toeneem, in fyn aanvoeling en onderskeidingsvermoë, sodat julle werklik sal kan sien waarop dit aankom. Sodat wanneer Jesus Christus weerkom, julle sonder blaam sal wees en dat julle totaal en al in die regte verhouding met God sal wees. Wat is belangrik en wat is nie? Wat is onbelangrik en wat is nie? Wat is tydelik en wat is verganklik? Wat is stoffelik en wat is ewig? Jesus het vir die disippels gesê, daar in Matteus 6 vers 33, nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie ander dinge gee. Ek sluit graag af om vir u iets voor te lees wat die destydse ou moeder Teresa geskryf het oor die lewe. Die lewe is heerlik, proe dit. Die lewe is 'n geleentheid, benut dit. Die lewe is 'n pragtstuk, bewonder dit. Die lewe is 'n droom, maak dit 'n werklikheid. Die lewe is 'n uitdaging, aanvaar dit. Die lewe is 'n taak, volvoer dit. Die lewe is 'n spel, neem daaraan deel. Die lewe is 'n belofte, vervul dit. Die lewe is hartseer, oorkom dit. Die lewe is 'n lied, sing saam. Die lewe is 'n stryd, pak dit aan. Die lewe is 'n tragedie, verwerk dit. Die lewe is 'n avontuur, waag dit. Die lewe is 'n gelukskoot, mik goed. Die lewe is lewe, veg vir jouna en ook vir andersin. Die lewe is kosbaar, moet dit nooit verspeel nie. Dit gaan nie oor die koppie nie, dit gaan oor die koffie. Amen. Broers en susters, kom ons dank saam. O Here, soos U ons in gelykenisse geleer het, kan ons ook in die wonder van die boodskap van vandag weer leer hoe belangrik dit is om die gawe van lewenskwaliteit, Here,
te waardeer. Ons is meegesleer en vasgevang in 'n rotresies wat sy tol eis, wat soveel negativiteit agterlaat. Laat ons, o God, tog nie die punt mis nie. Veral rondom die diepere van werklik weet dat ons lewe deur U gegee is. Niemand anders kan lewe gee nie. U maak die koffie. Wat ons hier vir onsself skep, ons loopbane, ons posisies, die status wat ons het. O Here, dis van sekondêre aard. Ons weet dis van die tyd. Maar hierdie een kans om hier te lewe, om die liefde te beleef en dit uit te leef, om naby aan U te wandel, ons medemens te waardeer, o God, 'n gawe, gee dat ons dit tog sal raak sien. En al is ons besig maar net met 'n beeld, laat dit in ons hart vir ons vasgelê word, dat ons onthou om elke dag se sluk, se eet, se drink, se asemhaal, se lag, se saamwees en ook die optraandes, o Here, tog, o God, so te aanvaar as komende uit dit wat op ons pad is, maar dat ons moet weet, ons lewe is 'n gawe, dat dit vir ons die kosbaarste moet wees en dat ons dit moet verder neem as 'n lewe wat tot in ewigheid strek. Ons bely, ons is baie keer so besig met die koppies, dat ons die koffie heeltemal mis. Laat ons weer proe, o God. Laat ons weer waardeer, want ons kan nie die koffie maak nie. U is die skinker. U het vir ons hierdie gawe gegee. Die gawe om nou hier te kan wees en te kan asemhaal. Laat ons dit doen tot eer en verheerliking van U naam. En dan bid ons, Here, dat daardie groter liefde, daardie dieper begrip, fyner aanvoeling ook by ons sal wees, om te kan kies tussen reg en verkeerd. Here, dit is seer as ons dit so kan deel, dat ons in hierdie tyd mense oral op hulle gewone plekke sien, behalwe in die kerk. Gee hulle ook daardie liefde, daardie onderskeidingsvermoë, die fyn aanvoeling, die dieper begrip om te kies vir U. Help ons so, Here, dat ons ook sonder blaam sal wees. Dat ons ook so in daardie regte verhouding met U sal wees. Want ons weet so waar, Jesus kom. Amen. Die genade van God, ons Vader, die liefde van Jesus Christus, ons Here, deur die troostvolle werking is en bly met elkeen van ons. Amen.